Kom ons bid net eers. Here onse God, dankie dat U teenwoordig is, Gees van God. En my gebed is in hierdie oggend, dat U alle eer sal kry, en dat my swakke bydra, maar net sal wees, die pyp, waardeur U woord vloei. Praat met elkeen, Here, soos wat U in U groot genade doen. Praat met elkeen op die plek waar hy is. Dankie, Here. Amen. Net voor ek regtig nou verder begin, sommer net nog 'n wonderwerkie. Ons het die week by ons op die plaas 'n kontrakteur gehad met 'n span mense. En toe die middag hier by 4:00, toe sê die een ou, maar hy voel nie lekker nie. En hy gaan lê en hy's dood. Hy's dood daar. En dit was vir ons almal baie sleg. Maar die wonder is dat een van die ander ouetjies wat nou daar werk, sê toe, weet meneer, daai man was Sondag by ons in die kerk en hy het sy hart vir die Here gegee. Soos watter? So ons weet nooit wanneer dit jou beurt is nie. Maar daar is altyd nog 'n kans op hierdie stadium vir genade. Ek wil vandag vanoggend gou 'n bietjie met julle gesels oor verhoudings. Ons staan daagliks in soveel verhoudings met vriende, met die werk, met die kerk, in jou huwelik, en ook dan die belangrikste, jou verhouding met God. En ek wil nie sê dit maak nie saak waar jy in jou verhouding met God staan nie, maar wat ek wil sê is, God is bereid om jou te ontmoet op die plek waar jy nou is. Ek dink ook om ons te help, het God hele paar plekke in die Bybel 'n vergelyking getref tussen die verhouding met God, die verhouding met die huwelik. Soos hy sê, dis nie op die bord nie, Jesaja 61:10 sê, ek is bly, soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid. En Efesiërs 5:25, soos God die gemeente versorg, so moet man en die man dan nou die vrou versorg. Kom ek vra weer, waar staan jy in jou verhouding met God? In Openbaring 2 vers 4 staan, ek het dit teen jou, dat jy nie meer my so lief het, soos in die begin nie. In Sefanja 3 vers 17 staan, ek is stil tevrede met jou. In my geval, party dae dink ek, right, dis Sefanja. Net die volgende dag, dan besef ek weer, maar eintlik is dit Openbaring. Eintlik kan ek nog nie sê, dat ek is meer waar ek was, toe ek God aangeneem het nie. Sleg om dit te kan sê, of moet sê, maar dit is waar. Ek sê altyd vir die kinders, as ons ry daar op die pad, uit na ons toe met die baie bulte, en as dit so lekker reën, soos het volgende week gaan reën, solank as die bakkie loop, dan moet jy nie stilhou nie, dan moet jy hom laat gaan. Want as jy stagneer, as jy stilhou, dan moet jy dikwels weer van onderaf gaan aanhaal. Soos dit is ook so in ons verhouding met God. Ons moet net nooit stagneer en dink, ons is op 'n plek waar ons alright is nie. Ons moet weet, daar's altyd meer, totdat hy kom, totdat ons vir ewig met hom is. En as jy, God is so genadig om jou te kom roep, soos hy vir Adam in die paradys kom sê het, Adam, waar is jy? So roep hy
vir elkeen van ons elke dag om te hoor, waar is jy? Waar is jy my kind? En as jy hom nie hoor nie, moenie dink hy roep nie. Uit my eie lewe moet ek sê, daar was 'n tyd, klompie jare terug, wat ek gevoel het, maar ek hoor nie meer God praat nie. En ons was hier op die dorp in 'n Bybelstudiegroepie en ons het saam gebid en ek en Wilma is huis toe. In die nag maak sy my redelik ontsteld, maak sy my wakker. En sy sê, jong, hier's nou iets verskriklik, iets wonderliks aan die gang. Die kamer was helder verlig en ek het 'n duidelike stem gehoor wat sê, Artu Simon, Artu Simon. Ek het dit nie gehoor nie, maar dit wys net dat God het geroep. God het nog altyd gepraat, maar die fout was by my. Gelukkig was daar kans en tyd om dit weer te herstel. Ek het gepraat aan die begin van die huwelik en ek wil net so hier en daar aanraak, net om vir jou te beklemtoon die ooreenkoms, wat die probleme veroorsaak, is maar dieselfde in die verhouding in die huwelik, of in die verhouding met die kerk, of in die verhouding met die vriend, of dan ook in die verhouding met God. Die 3 dinge wat vir my uitstaan, is ons verwagting van die verhouding. Wat verwag ons van die verhouding? En dan hoeveel tyd spandeer ons daaraan en ons manier van dink. As ek aan die verhouding tussen man en vrou dink, dan moet ek dadelik sê, die liefde tussen man en vrou verstaan ek nie. Maar ek voel ook nie sleg daaroor nie. Want Spreuke 30 vers 19 sê die skrywer, en dit is toevallig nie Salomo nie, maar die skrywer sê, daar is 3-4 dinge wat ek nie kan verstaan nie. En dan noem hy dit, en dan sê hy, die 4de een, die liefde tussen man en vrou, verstaan ek nie. Nou ek verstaan dit ook nie, maar al wat ek weet is, na 52 jaar, as ek met my bakkie oor die motorhek kom, en Wilma hoor daai trrrr, soos ek, dan voel sy nog daai, ja, soos. En ek moet sê, ek voel nog, joe, nou gaan ons saam lekker koffie drink en gesels. En as julle ons ken, dan sal julle weet, ons gesels as sy praat en ek luister. Maar wat 'n verwagting het jy van die huwelik of van die ander party in jou verhouding? Aan die begin van die verhouding doen ons alles moontlik om die ander persoon of die ander party of jy nou nie tussen die kerk, dan doen jy jou ding, nie tussen die verhouding, nie tussen 'n liefdesverhouding. As ek vir die jong meisies vra nou, hoekom is jy in 'n verhouding met daai ou? Nee, maar hy laat my goed voel. Hy beskerm my. Hy laat my lag. Hy sorg vir my. Al pragtige antwoorde. Maar wat van die dag wat kom, wat hy jou nie kan laat lag nie, wat hy jou nie kan beskerm of versorg nie? Wat dan? Jy het 'n baie groter kans om te sukses as jou vreugde in die verhouding bepaal word deur dit wat jy in die verhouding insit, eerder as dit wat jy uit die verhouding uitkry. En dit is ook wat Genesis bedoel, Genesis 2 vers 18 wat sê, ek het julle gemaak, man en vrou, gelyk is, mekaar se helper, of vrou die man se helper, maar as gelyk is. En daardeur sê ek nie, ek gooi die hiërargie om nie, man bly die hoof van die huis, maar julle is gelyk is. Gelyk is ook in ander verhoudings. Advies vir die ongetroudes.
Bid vir 'n regte vrou. Sjoe, ons bid, ek en Wilma bid nou reeds vir daai 12 klein kindertjies wat party is nog net so groot. Ons bid al vir hulle vir die regte vrou. Want Spreuke 19 vers 14 lees ons, jy kan alles van jou ouers erf, maar 'n goeie vrou is 'n geskenk van God. Hy beloof dit vir jou. Hoeveel tyd spandeer ons aan verhoudings? Aan jou huweliksverhouding en aan die ander verhoudings. Toe ek jonk was, het ek basies 2 beroepe gelyk beoefen en ek het ook nog sportmal gewees. En er was min by die huis. En Wilma was ongelukkig. Maar gelukkig het ek gou besef dat Spreuke 17 vers 1 sê, liewer 'n stukkie droë brood met vreugde, as 'n huis vol oorvloed met 'n getwis daarby. Dis so jammer dat TV en selfone en die goed, soveel baie van ons tyd in beslag neem. En ek wil vra, doen iets wat in die huwelik, wat jou huweliksmaat en jou kinders, doen iets saam met hulle. Ry motorbike saam, ry fiets saam, hardloop saam, doen net iets saam, bly by die huis of gaan toer of wat ook al, doen net iets saam. Want daarin lê die sukses van die verhouding. Daarin lê ook die sukses van die verhouding in die kerk. Daar lê die sukses van die verhouding in 'n werksituasie. Die derde ding is die manier waarop ons dink. Nou moet julle mooi luister, want dit was vir my nogal, soos die Engelsman sê, eye-opener. Nou het ek ook daarom Engels gebruik. Maleagi 2 vers 15. Julle kan dit weer gaan lees. Maleagi 2 vers 15 sê, die Here het man en vrou een gemaak, een van liggaam en een van gees. Maar nou weet ons, die mens bestaan uit liggaam, gees en siel. Siel, die intellektuele, die emosie, die ander vormes van emosies wat 'n mens het. En hier sê ons, God het die mens een gemaak van gees. Dis maklik. As jou gees en God se gees een is, jou maat of jou vernoot in die verhouding se gees en God se gees is een, dan is julle ook een van gees. En God het dit gelukkig ook so mooi bewerk, dat in die huwelik man en vrou een word van liggaam. En dan sê hy so mooi, so that there can be a godly offspring. Maar die fout kom, of die probleem kom by die denke. Ons dink nie soos die ander partye in die huwelik of in die verhouding of in die kerk. Ons dink nie so nie. Probeer dink soos die leierskap dink soos die werkgewer dink soos jou vrou dink. Dis moeilik, maar probeer. Ja, nou kom ek eintlik eers by die boodskap uit. En ek vra weer, waar staan jy in jou verhouding met God? As die verhouding nie werk nie, is dit jou skuld. Want jy staan in 'n verhouding met 'n volmaakte bruidegom. God is die volmaakte bruidegom. Soos as daai verhouding nie werk nie, soek net die fout by jouself. En ons het nou in die huwelik en die ander verhoudings gekyk na wat verwag jy, hoeveel tyd en jou manier van dink. En ek gaan weer na dieselfde 3 goed kyk. Maar voor ons daarby kom, wil ek net sê, wat verwag God van die huwelik? God verwag van ons iemand wat sy verteenwoordiger
op aarde kan wees en kan heers oor die aarde. Hy verwag van ons iemand om tyd mee te spandeer en hy verwag iemand wat hom loof en prys. Nou, dit klink maklik om te sê, ons is aangestel, ons is geskep, gemaak om God se verteenwoordiger te wees en te heers oor die aarde. Maar ons moet onthou, as jy soos God wil heers oor die aarde, dan moet jy dit in liefde doen. God doen alles, God is liefde. En daarom moet ons saam met Filippense 1 vers 9 saam met Paulus bid, dat ons liefde al meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons werklik kan besef wat is belangrik in die verhouding. Dan wil God met ons 'n pad loop. Daar is 'n paar versies wat ons nou gaan opgooi daarvan Henog en Noag en Moses. Die ou vertaling wat ek mee groot geraak het, sê so mooi, Henog het met God gewandel en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom kom wegneem. Die nuwe vertalings praat van naby God geleef. Dieselfde, maar hy met God gewandel. As ons daai Genesis 5 vers 24 en daai versies kan op die bord sit, en sê julle sien, hy het met Henog gewandel. Ou vertaling sê ook, hy het met Noag was 'n onberispelike mens in sy geslag. God het met hom gewandel. Hier sê hy het naby God gelewe. Moses het 'n face-to-face relationship gehad met God. Soos 'n vriend, sê God, ek praat met Moses soos ek met 'n vriend praat. Wil julle nie ook in daai situasie wees nie? En dan God se lof en eer. Hoekom sê ons Dawid was 'n man na God se hart? Dit kan wees, ons kan redeneer, hy het elke slag weer teruggekom en kom vergifnis vra. Maar as ek sy psalms en sy getuienisse lees, dan kom ek tot die slotsom, hy het God in alles geloof, geprys, God se naam groot gemaak. Ons bid so maklik die Onse Vader, wat sê, laat u koninkryk kom en u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Maar nou as ons in Openbaring 4 vers 8 daar rond lees, dan lees ons, wat beteken dit? 24 uur van die dag is die gerubs en die lewende, die engele en al die hemelwesens besig om God se naam te verheerlik. In elke slag dan val die 24 ouderlinge op hulle knieë en eer God. En dit is wat ons hier op aarde moet hê. In ons lewe, elke dag, wil God hê, moet ons hom verheerlik. Ja, Psalm 134 kan julle eintlik maar net gaan lees. Psalm 134 sê, as ek reg is, daai, julle wat in die nag in die tempel van die Here staan, julle moet sy lof besing heel nag. God verwag dus van ons om in liefde oor die aarde te heers. Met ander woorde, daai pad wat jy geloop het op aarde, los dit net in 'n beter situasie of 'n beter toestand as wat jy dit gekry het. Of dit 'n verhouding is, of dit 'n plaas is, of dit 'n werk is, of dit kinders is. Heers in liefde oor dit. Ons moet tyd met hom spandeer en luister. Ons bly vra en ons luister so min. En ons moet sy lof besing. Aan die ander kant, wat is ons verwagting van God?
En ek het nou daaraan geraak. Ons verwagting, ek bid baie al my gebed ontleed en gekyk. En dit is net vra. Ek bid vir gesondheid, ek bid vir voorspoed op die plaas, vir krag, vir verstand, vir alles. En dit is reg. Want dit erken en bely my afhanklikheid van God. Maar dan gebeur dit ook dat jy verkeerd vra. Soos wat in Jakobus 4 vers 2 staan, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Julle bid net om julle eie behoeftes te bevredig. Nou alles wat ek sê, of die voorbeelde wat ek uit my eie lewe uitnoem, is nie altyd vir my lekker of maklik nie. Maar ek het op 'n stadium gebid vir 'n taal. Dat ek 'n taal mag hê, want ek is gedoop met die Heilige Gees, maar ek het nie 'n taal nie. En God het vir my gesê, in die eerste plek, jy weet wat is jou gawes, hoekom luister jy nie, en doen dit wat ek vir jou sê om te doen nie. Sê dit wat ek vir jou sê om te doen nie. Jy weet wat is jou gawes, en ek weet. Maar ek sê, Here, die taal is daarom so, ek wil amper sê lekker. Dit is so obvious. Almal kan sien, jy is gedoop met die Gees, want jy praat wonderlik in tale, en ek is glad nie daarteen nie, hoor, ek begeer dit nog steeds. Maar, hoekom wil jy 'n taal hê, as jy nie eers die dinge wat jy het, gebruik nie? En toe gee die Here vir my een woord, en ek dacht, ja, hier kom hy, want dit gebeur maar so met tale spraak. Hier kom het nou. Maar ek weet nie wat die woord beteken nie. Die woord is toe, baie van julle sal dit ken, ek het nie geweet nie. Shama. En ek dink, ja, Shama, nou gaan die volgende kom. Toe vind ek uit Shama is hoor en doen. En dit is wat God vir my sê. Hoor wat ek sê en doen wat ek sê. Dra die boodskap uit. Doen net wat ek sê. As dit snaaks lyk, dan maak dit nog nie saak nie, solank as jy net doen wat ek sê. Samuel het beklemtoon dat gehoorsaamheid is beter as offerandes. Om te luister beter as die vet van ramme. Kan ons nie maar 'n bietjie wegkyk van onsself in ons alledaagse behoeftes en streef daarna om blydskap in die hemel te veroorsaak nie. Want Lukas 15 vers 10 sê, daar's blydskap in die hemel oor elke siel wat gered raak. Hoeveel dra ons by om siele te wen vir die koninkryk? Ons het almal 24 uur in die dag wat God vir jou gee, en hoeveel gee jy terug vir hom? Ek sê weer, God wil met jou wandel, soos met Adam 3 vers 8, Genesis 3 vers 8, en dan sê God in Jeremia 33 vers 3, Jeremia 33 vers 3 sê God, roep my aan, en ek sal vir jou vertel, van groot en belangrike dinge waarvan jy niks weet nie. Toe Samuel klein was, kon hy nog nie hoor, dis God erken, dis God wat met hom gepraat het nie. Jy weet mos daar by Eli. Maar soos hy aangaan in 'n intieme verhouding met God, kon hy later sê, met vrymoedigheid sê en sonder teespraak sê, so sê die Here. Die Here God sê vir julle, doen dit, doen dat, en wat die geval ook al mag wees. En die derde punt van my is, ons denke in terme van God en van terme van ons verhouding met God. Ek het 'n baie goeie verhouding gehad met my pa. En dit het help my, nou nog, het my baie gehelp in my verhouding
met God. En ek loof die Here daarvoor, en ek weet almal is nie in die gelukkige posisie nie. Maar my pa het my geroep, toe ek seker maar 8, 9 jaar oud was. En hy het altyd gesê, ou klong. Toe sê hy my, ou klong, moet asseblief nie vir my iets vra, wat jy dink, waarvoor ek moet nee sê nie. Want ek wil nie graag vir jou nee sê nie. Ek het jou lief en ek wil nie vir jou nee sê nie. Soos moenie vir my goed vra, wat jy dink, waarvoor ek moet nee sê nie. En dit het my gehelp om te dink soos my pa dink. Daarom het ek nie vir hom gevra, sou ek nie vir hom vra, om afterparty toe te gaan in matriek, of om Mosselbaai toe te ry met die bakkie sonder lisensie, al kon ek van daai tyd af al baie goed bestuur nie. Maar ek het gedink soos hy dink. En dit het my gehelp in my verhouding. Dan het ek gevra volgens sy wil. En dan dit help my om te vra volgens God se wil. Om te dink soos hy dink. Weereens die 3 fasette, die denke, die vlees, die liggaam en die gees. Jy weet, ons gees, Romeine 8 vers 16 sê, ons gees en God se gees is een. Ons roep uit Abba Vader. In Romeine 6 vers 5 staan, as ons gesterwe het in die liggaam, dan is ons een met die liggaam van Jesus Christus en ons staan ook op in die liggaam van Jesus Christus. En dan Jesaja 55 vers 8. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En my weë is nie julle weë nie. En dit is waar die fout kom, dis waar die probleme kom. Maar gelukkig is daar 'n oplossing. Die oplossing lê in Romeine 12:2, Romeine 12 vers 2, waar staan, mag God julle denke verander. Vernuwe, julle denke vernuwe, sodat julle kan onderskei wat vir hom goed en aanneemlik is. Soos ons moet voortdurend bid, dat God ons denke sal verander. Ek vat saam, ek is naby klaar. As jy 'n beter of 'n perfekte verhouding in jou alledaagse lewe wil hê, of 'n goeie verhouding, kan nie perfek wees nie, maar met God wil hê, moenie verwag om altyd net te ontvang nie, maar wees gewillig om te gee. Spandeer jou tyd, spandeer tyd met God en met jou ander, wil ek sê, vennote in verhoudings. Of die kerk is, sê weer, en of dit werk is, of wat dit ook al mag wees. En probeer dink soos jou lewensmaat, probeer dink soos leierskap, probeer dink soos God dink. Jy weet, ek het ook maar gister wanneer gehoor, as ons sê ons moet God ken, dan kan in die Hebreëus 2 woorde vir die ken. Een wat vertaal word vir ken, is die ken van, soos ek die meeste van julle ken, en die ander een is ken, soos wat ek en Wilma in die huwelik mekaar ken. En die woord wat vertaal word met ken in ons verhouding met God, is dieselfde as die ken wat in die huwelik, 'n intieme verhouding, 'n intieme verhouding met God. Nou vra ek, ken jy God? Ken jy God net van hoor sê? Ken jy God net in jou gedagtes? Dis absoluut noodsaaklik dat jy God moet sien met jou geestesoog, en dat jy God intiem moet ken.
In Job 42 vers 5 sê Job: tot nou toe het ek gehoor wat mense van U sê, maar nou het my oog U gesien. Ek wil vra sommer dat Eibie kan so lank nader kom. Waar is Eibie? Eibie gaan vir ons afsluit met 'n liedjie. Maar ek wil nog net dit sê, God begeer 'n intieme verhouding met jou. Hy wil 'n intieme verhouding met jou hê. Die tyd is daar. Jy weet nie vir hoe lank nie. Hoekom sal jy die uitnodiging nie aanvaar nie? Hoekom sal jy nie nader kom as God sê, Arto, waar is jy? Waar is jy op die lewenspad met my? Ons mis uit, mense, ons mis uit op aarde. Ons gaan hemel toe, maar ons mis uit op aarde, omdat ons nie in 'n intieme verhouding met God staan nie. En as enige iemand vandag hier voel dat ek is nog glad nie in 'n verhouding met God nie, of ek wil bid dat my verhouding met God verdiep, as hy die klaar gesing het, dan sal die mense wees hiervoor wat saam met jou kan bid en wat saam met jou die Here se wil vir jou lewe op die plek waar jy is sal soek. Ek dank die Gees van God vir U inspraak. Ja, en dat ek kan sê, dit is nie ek nie, maar dit is U wat praat. Dankie Here vir die boodskap en vir wat dit vir my beteken. Help ons môre en oormôre om steeds te onthou waaroor dit werklik gaan. Dankie Here. Amen.